Prys die naam van die Here, alle nasies. Loof hom alle volke. Die naam van die Here moet geprys word, nou en tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Handelinge 2 vers 37 tot 47. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?" Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep." Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: "Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit." Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. My broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons almal het al hierdie
bekende gesegde gehoor, there is no I in team. Ek het hierdie stukkie wysheid oor die jare baie in my lewe gehoor, maar ek onthou dit veral op die sportveld, was baie afrigters se gunsteling parel van wysheid. Veral hier as die span swak speel en met halftyd kom die toespraak. Manne wat rugby gespeel het sal weet, daardie toespraak was altyd 'n ongelooflike ervaring. Want die moeilikste deel van spansport is om mense te laat saamspeel, om 'n klomp individue te neem en van hulle te vra, luister, julle moet nou saam hierdie taak verrig. Dis eintlik, as mens mooi daaroor dink, menslik gesproke onmoontlik, want mense dink net aan hulle self. Saamwerk is baie moeilik. En tog, broers en susters, is dit presies wat van ons as mense verwag word op soveel terreine van ons lewens, om saam te werk as 'n span. Ook hier is dit belangrik. Hier in die kerk, in jou plaaslike gemeente. Dit lê absoluut aan die hart van die funksie van gemeente wees. Laat ons eerlik wees, dit word al hoe moeiliker om dit te doen. Ons kry dit nie meer reg nie. Ons sien vandag hoe die vraaiings van die gemeentes waai in die winde van verandering. Uitgetorm, losgerafel. Die wêreld het so verander. Die laaste 2 jaar verstommend vinnig. En ons praat baie daaroor. Ek het myself al gevang dat ek nie elke keer as ek met iemand daaroor praat, iets moet sê oor verandering. Want ons almal weet dit, die wêreld het verander. Maar wat het ons 'n bietjie al gedink oor onsself? Het ons verander? Het die mens, ek en jy, het ons ook baie verander in hierdie tyd? Of is ons meer ontsteld oor alles om ons verander en nie meer is soos ons dit gemaak het? Ek wonder of die mens regtig so baie verander het. Want as ons eerlik is, sal ons sê, selfs in hierdie beroerde tyd wat in die wêreld aangaan, is mense steeds so baie keer ingestel op hulle self. Die mens was nog altyd bereid om sy omstandighede te verander. Broers en susters, ons ken daardie stories baie, baie goed. Ons wil almal die wêreld om ons verbeter, vir onsself, want dan is dit goed vir onsself. Die een plek waar ons nie wil verander nie, die een plek waar ons moeilik verander, waar ons sukkel om te verander, is in ons harte. Dis die grootste kruis wat ons as mensdom dra. Die kruis wat op Adam en Eva se rug was, is nog steeds op ons mensdom se rug. En nou vra die Here vir my en vir jou, om teen hierdie harte van ons, teen hierdie ingesteldheid, in 'n moeilike tyd, vol uitdagings, vol vrees, vra die Here vir ons, moenie nou eenkant sit nie, julle moet julle harte na my toe bring, moenie meer op julle self staat maak nie, sit jou eie hart eenkant, vat my hart, word my hart vir die wêreld. Hoe kry ons dit reg? Geliefdes, die moeilikheid lê by die reg kry.
Ook vir ons COVID-verwoeste gemeentes lê die probleem by die reg kry. Ons moet mooi dink en sien en ons moet hierdie probleem probeer oplos, maar ons het dit tot dusver dalk probeer doen uit ons eie harte. Miskien het ons die frustrasie beleef van om die regte ding te probeer doen wat reg is vir my. Maar dan voel ek aan die einde van my probeerslag, maar ek dra steeds hierdie kruis. Ek voel ek doen iets en die ander ouens doen niks. Of is dit dan net ek wat so voel? Sien, die probleem, broers en susters, is dat ons steeds gerig word deur die wêreld om ons. En die antwoord vir ons vraag, hoe doen ons die Here se hart in hierdie wêreld? Die antwoord lê nie om ons nie. Die antwoord lê in ons. Ons is nie hier om mense se omstandighede te verander nie. Die Here het ons nie bymekaar gemaak in hierdie wêreld as sy volk, as sy kinders, sy gemeentes in hierdie wêreld. Hy het dit nie gedoen om ons omstandighede te verander nie. Hy het dit gedoen om ons as mense te verander. Die gemeente moet mense verander. Die slegte nuus is dat ons so opgesuig geraak het in die wêreld en sy goed, dat ons baie keer dink dat dit ons werk is. Ons moet mense se omstandighede verander. Ons doen allerhande goed om ons gemeentes aanloklik te maak vir mense, vir besoekers. Ons verander aan ons manier van doen, sodat mense kan dink en voel, maar ek moet daartoe gaan, dit is dalk lekker daar. Maar die een ding wat die Here vra, gebeur nie. Daar is nie verandering in die hart nie. En dan beleef ons keer op keer die matelose frustrasie dat die goed wat ons doen nie uitwerk. Ons fokus lê buite om ons, in plaas van binne ons. Ons moet ons harte verander. Dis hoekom ons hier by mekaar is, om ons harte elke keer opnuut na God toe te rig, om dit so te doen, dat ander mense dit sal sien, en dat hulle ook hierdie pad na die Here toe sal vind. Die probleem is, jy kan nie hierdie hartverandering orkestreer nie, want dis nie 'n groepsaktiwiteit nie. Dit lê by elkeen van ons, in onsself. As jy die verandering in jou lewe wil hê, as jy jou hart, die Here se hart wil maak, dan moet jy kies en jy moet dit doen. As jy die verandering wil maak, moet jy dit begin, binne in jou. Daar waar jy nou is, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Maak nie saak wat die vrees in jou hart is nie. Eendag gaan goedjies nie net regkom nie, dis nie hoe dit werk nie. Jesus vra dit. Hy vra dit reg van die begin van sy bediening op aarde. Gee jou hart vir my. Maak my hart jou hart. Dis wat die eerste gelowiges gedoen het. Hulle het nuwe harte gekry. En elkeen van hulle is deur die Heilige Gees vervul. En hulle moes kies, my hart of God se hart. Miskien het ons gedink, die kerk gaan dit vir ons kies. Ons gemeentes gaan dit vir ons doen. Miskien het ons gewag dat iemand anders dit namens my doen.
Dit kan nie. As jy jou hart wil nuut maak, moet jy kies en dit doen. Jy moet jou hart vir God gee, en jy moet God se hart word. En dan, my broer en suster, dan begin dinge gebeur. Wanneer ek Jesus se hart vir die wêreld is, gebeur daar goed met my. Ek leef skielik in toewyding aan die Here. Dit kan nie anders nie. Dit gebeur van self. My hart is op Christus gefokus. Ek soek hom. Op hierdie tyd in ons menslike geskiedenis is daar baie mense vir wie toewyding aan die Here en om gemeente te wees twee verskillende goed is. Ek is 'n gelowige, ek is 'n kind van die Here, maar ek is nie deel van 'n gemeente nie. Ek behoort nie aan 'n kerk nie, want 'n kerk bring my nie in die hemel nie. Jy's reg. Die kerk bring jou nie in die hemel nie. Die hemel bring jou in die kerk. Wanneer my hart God se hart is, dan is my toewyding aan God vir my fokuspunt. Dis my lewe. En mense wie op God gefokus is, my broer en suster, kom saam voor die Here, by mekaar, hier, in ons gemeentes, plaaslik. Ons is tog nie hier vir ons nie. Ons is hier vir God. Wanneer ons harte God se hart word, dan kom ons saam omdat God eerste kom. Is ek en God, en dan ons en God. Die saamwees kom eers nadat my hart God se hart word. Dis presies wat hier gebeur, waarvan ons lees in ons skrifgedeelte in vers 47. Hierdie mense het hulle harte vir die Here gegee. En nadat hulle dit gedoen het, het hulle toewyding aan hom, hulle gedring na 'n plek toe waar hulle vreemdelinge vir mekaar, by mekaar gekom het, mekaar bygestaan het. Ek dink, ek voel, dat dit in hierdie tyd presies die teenoorgestelde gebeur. Ons weet hoe maklik mense vandag wegstap van die saamwees, deel van geloof af. Mense is nie meer toegewyd nie. Hulle luister na hulle eie hart, nie God se hart nie. En sulke mense is altyd soekend, want hulle harte is nie in hulle geloof nie. Hulle harte is in hulle self. In ons skrifgedeelte, my broer en suster, lees ons dat die nuwe gelowiges nie gewag het vir die organisasie van 'n kerk voordat hulle hulle lewe aan Christus gewy het nie. As hulle vir mekaar moes gewag het, het niks gebeur nie. Elkeen het sy besluit geneem. Elkeen het sy hart vir God gegee. Elkeen het sy eie hart weggegee. En die Here se hartklop vir die wêreld geword. En toe begin dinge gebeur. As ons vers 43 tot 45 lees, dan sien ons al die goed wat daar rondom hulle gebeur het. Ek weet, daar's mense wat dit uit verband ruk. Ek weet, daar's mense wat sê, dit wil amper klink asof ons in 'n kommunistiese utopie moet leef. Dis glad nie wat daar gesê word nie. Hierdie mense se harte bring hulle by mekaar. Hulle sorg vir mekaar. Selfs al het hulle mekaar nie voorheen geken nie, sorg hulle vir mekaar in die mees basiese van behoeftes. Maar dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste wat ons lees uit daardie gedeelte, is nie hoe hulle vir mekaar gesorg het nie. Dis hoe hulle die Here gesoek het in hulle vorm van erediens. Dis waar hulle gemeente begin het. Uit hulle ongelooflike behoefte
om te luister na wat God vir hulle wil sê. Hulle harte was God se hart. Toegewyde hart. Toewyding aan die leer van Christus Jesus. Die leer wat Jesus in sy disippels in gedrul het. Opregte toewyding is waar alles begin. Maak jou hart God se hart. Natuurlik gaan jy uitstaan as jy dit doen. Jy gaan absoluut anders wees as almal in die wêreld om jou. Jy gaan dalk selfs 'n teiken word. Dis deel van geloof. Jy moet daai punch ook kan vat. Maar jou toewyding, dis die manier hoe God mense by mekaar bring wat by mekaar hoort. Jou kerk, jou gemeente, is wat jy daarvan maak. Iemand anders kan dit nie vir jou doen nie. Jy moet dit met God se hart doen. En dit kan net gebeur as jy jou hart eenkant sit en God se hart joune maak. Dan kan ons word soos hierdie gelowiges waarvan ons gelees het, toegewyd aan God, allereers getrou aan mekaar. En ons lees daar, baie duidelik, die Here het hulle versorg, elke dag. Ek sluit af, broers en susters. Die manier hoe die wêreld om ons verander vandag, is 'n reuse uitdaging. Dis vir elkeen van ons 'n reuse uitdaging. En ja, baie van die goed waaraan ons gewoond was, in ons kerke, in ons gemeentes, baie van die rituele wat so geliefd was en belangrik was vir ons, is nie meer vir ons beskore nie. Maar die hart van gemeente wees, die lewensbloed daarvan, het nie verander nie. Ek weet ons trek swaar. Maar die Here soek ons nie nou daar op die ashoop van selfbejammering nie. Dis nie wie ons is nie. Ons is sy hart. Daar is van ons wat voel dat die saamwees sy glans verloor het. Daar is mense wat nie meer die hemel in die kerk sien nie. Ek dink daar's te veel mense wat verwag van God om hulle omstandighede te verander. Maar hulle wil hulle harte self bestuur. Niemand karring by my hart nie. Dit is baie gevaarlik. Daarom behoort ons nie meer nie. Daarom voel ons nie meer tuis nie. Die kerk bring jou nie in die hemel nie. Die hemel bring jou in die kerk. Ek weet ons senuwees is gedaan. Ek weet ons slaap sleg en ons vroeg en ons vrees. Maar hoor my vanmôre, broers en susters. Juis nou vandag, in hierdie tyd, is dit die tyd om jou hart God se hart te maak. Ons is in die kleedkamer, dis halftyd. Hierdie is God se toespraak vir die tweede helfte. Soek God se hart. Leef met toewyding aan God. En dan sal ons saam met mekaar kan leef. Laat ons die voorbeeld van ons broers en susters daar aan die begin van die gelowiges se geskiedenis. Laat ons dit hoor, laat ons dit sien. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om toegewyd aan die Here te leef. En uiteindelik het dit gemaak dat hulle saam kon staan. Hulle het saam gebid. En God was elke oomblik van hulle moeilike pad
as hy by julle. Dis wie ek en jy ook is. God in die middel en ons toegewy aan hom. Gooi vandag die kruis van Adam en Eva van jou rug af. Gee jou hart vir God. Toegewy. Saam. Amen. Almagtige Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat ons in hierdie oggend kon hoor dat ten spyte van al die sukkel in die wêreld, ten spyte van die worsteling met alles wat verander, dat ons nog steeds U teenwoordigheid in ons en by ons het, dat ons die verantwoordelikheid het om toegewyd aan U te lewe, saam met mekaar, dat ons so die voorbeeld in die wêreld kan wees. Here, dit is moeilik, dit is vir ons baie swaar, ons verloor soveel goed wat vir ons belangrik was, belangrik is. Maar ons vra dat U ons sal help, dat ons waarde sal vind, nie die goed om ons nie die dinge wat ons ken nie, maar in ons verhouding met U, dat dit ons eerste en belangrikste taak in die wêreld sal wees. Staan ons by dat ons as kerk, as gemeentes oor die wêreld heen, steeds elke dag 'n voorbeeld kan wees van U wonderlike teenwoordigheid in hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees. Amen.